Kom ons zoom net so 'n bietjie uit en ons kry 'n groot prentjie. Ons het gepraat oor die struktuur wat God sy kerk in opstel, en daai struktuur is in gesinne en families ensovoorts. En daai voorbeelde kom nie uit die Nuwe Testament, dit kom uit die Ou Testament uit, wat ons leermeester is, né? En it's amazing, gaan swat dit maar weer op, toe die Here vir hulle gesê het, toe hulle uit Egipte, uit bondage uitkom, en God hulle moet opstel en 'n bietjie orde kry en so aan, want hulle kom met 'n slawe mentaliteit, dis 'n klomp slawe, kom uit Egipte uit, en die Here sê, so wil ek hê, julle moet opgestel wees, en God stel hulle baie fyn volgens sy voorskrifte op, en dis vir ons 'n baie groot les, hoe moet ons die liggaam van die Here bou, en vorm ensovoorts. Goed, so, toe het ons gaan kyk na die ding waarby ons begin het, om God se huis te bou en te vorm, het ons begin by leierskap, want dis waar God begin. God begin by leierskap. Hy sê baie duidelik in die Nuwe Testament, God set in the church first. Jy weet, daar's mooi skrifte waar hy sê, en ons het dit behandel, waar hy sê, God het elkeen in die body gesit. Die woorde daar is uitgepiek en gearrange in 'n spesifieke arrangement. So het God jou hier geplaas. En so het hy leierskap geplaas in sy liggaam. Dis nie net enige ou wat wil doen maar wat jy wil nie. God werk nie so nie. Die Engelse het 'n woord haphazard. God is nie haphazard nie. God werk met 'n plan, en hoe gouer ons volgens sy plan bou, hoe gouer gaan ons uitkom by die eindpunt, en die eindpunt se naam is, wat sê die kompas? Perfection. Perfection. Nou perfection vir baie ons is 'n lelike woord in die sin van dis, jy dink jy's perfek en dit het niks daarmee te doen nie. Praat eintlik van volwassenheid. Die eindpunt vir ons is volwassenheid, gelykvormigheid aan die beeld van Jesus Christus ensovoorts. Daar's baie goed wat hy dit noem. Maar hierdie huis, en nie net hierdie gemeente nie, die huis van die Here, die kerk van God, moet volgens daai plan gebou word. Hy gaan nie net, die dinge gaan nie net in mekaar val nie. Dis amper soos Lego, dis interessant, Lego kom van die woord logos af. Te doen met die woord logos, wat woord beteken, gestruktureerde woord. Soos wat as jy vir 'n laaitie 'n present gee met 'n klomp 'n Lego goed, dan moet hy daai ding bou, dit vat hom baie lank, en hy moet volgens die plan werk, as 'n plan in daai boks, en hy moet volgens die plan bou, en so is die huis van God. En toe het ons gesê, okay, kom ons kyk, ons begin by, hoe loop jy saam met leierskap? Want as jy die Bybel lees, dan sê hy in Efesiërs 4, dis leierskap se job, se werk, om ons by perfection uit te bring. Is dit reg so? Met ander woorde, dit gaan nie sonder die samewerking tussen, ek wil nou nie die woorde gebruik lidmatens, want ek dink dit is verouderde woorde wat nie regtig plek het nie. Maar dit gaan nie gebeur tussen die disippels van die Here, die seuns van God, die mense in die gemeente en die leierskap, om by perfection uit te kom, gaan beteken, ons moet 'n manier kry om saam te loop. Is dit reg so? Ons moet 'n manier kry om saam te loop, en dis wat ons nou al weke lank met u deel en opbreek en fyner verduidelik. So ons het gekyk daarna, en toe het ons gekyk, en toe het ons gesê, die manier of die gees waarin 'n leier in hierdie seisoen loop, is die gees van reformatie. Is dit reg so? Reformatie is nie, as jy nou na die kerkgeskiedenis, meeste ouens se gedagtes sal dadelik teruggaan na die kerkgeskiedenis toe. Reformatie beteken to straighten, om regheid te maak, dit wat uit lid geraak het en skeef geraak het ensovoort. So dit gaan daaroor, en ons het vir al die woorde gekry om te straighten, om gelyk te maak, om reguit paaie, onthou julle al die woorde, reguit paaie vir julle voete, dis alles hierdie woorde wat te doen het met reformatie. En dan sê hy sê, ons is besig, soos die gees van Elia, is die kerk besig
to make ready a people prepared for the Lord. Ek het vir die gewys in Lukas 1. Made ready en prepared is 2 verskillende woorde. Alhoewel dit na dieselfde begrip klink. Is dit 2 verskillende woorde, 2 verskillende betekenisse, 2 verskillende aksies. Maar dan verduidelik hy dit. Hy sê as hierdie pad gelyk gemaak moet word, dan sê hy dit soos die gebruik daai tyd van as 'n koning kom. As 'n koning kom, dan moet die pad vir hom gelyk gemaak word. Die pad moet vir hom reg wees. Hy moenie kom op 'n pad waarin 'n sekere antie met haar bootjie kan speel nie. Dit gaan nie werk vir 'n koning nie. Okay, 'n koning kom na 'n reguit gelyk pad toe. Dis die konsep daarvan. En nou sê hy, hierdie reformatie, hierdie gees van reformatie, gaan die paaie gelyk maak en hy gaan dit doen deur die dale op te vul en die hoogtes plat te maak. En die skurweplekke gelyk en wat was die ander ding kan julle onthou, hy het so 4 goed genoem. Die skurweplekke en die ek het nou die 4 een vergeet, maar met ander woorde, hy gaan die aksie van regmaak vir die koning om terug te kom, gaan een wees waar ons lewens in gelykheid gaan kry. We're gonna make straight what is not straight. Met ander woorde, dis die gees van Elia, die gees van reformatie, wat hierdie ding vooraf gaan en wat hierdie ding gaan regkry, sodat Jesus Christus kan terugkom. Nou ongelukkig, luister mooi, as jy na al hierdie goed gaan kyk, as jy na Handelinge 3 gaan kyk, dan sê hy, heaven is holding Christ back until all things have been brought into order. So met ander woorde, jy weet, ons het mense begin bang maak en gesê, wat gaan gebeur as die Here vanaand kom? Is jy reg, hy kan vanaand kom? En so, en ek weet, daar's sekere goed wat sê van waak en al die goed, nie, jy moet daai goed in die konteks gaan lees, maar dit is baie duidelik dat die woord van die Here sê, die kerk moet daar wees om die paaie gelyk te maak vir die koning om te kom. Amen, en dis die gees van reformatie, wat mense se lewens gaan begin reg maak. As hierdie gees jou slaan, ek het vir die laas gesê, dis it's more caught than taught, dis iets wat in jou hart gebeur, it's a baby that jumps. Jy verstaan, dis iets wat gebeur, wat hierdie ding jou gryp, en dan begin jy dinge in jou lewe reg maak, sodat die Here in jou lewe kan wandel, en deur jou lewe kan kom wandel. Dis 'n awesome tyd waarin ons lewe. Nou goed, en een van die dinge wat ek met u begin praat het is, of behandel het is hindernisse tot reformatie. Wat keer reformatie? Wat keer dat mense hulle lewens kan uitsort? Wat keer dat mense dinge kan regmaak en kan regmaak vir die koning om te kom? Ons sê almal die Here Jesus gaan kom. Maar min mense is bereid om hulle lewe reg te maak, want ons is geleer, ou broer, jy moenie worry nie, jy kan maar jou buurman haat vir wat hy aan jou gedoen het, maar dan gaan 'n waar kom en hy gaan jou vat. Nee. God is coming for a glorious church, is dit reg? En a glorious church beteken 'n church wat lyk soos hy. Wat lyk soos hy, wat sy lewens uitgesort is, waar die skewe goed stryd gemaak is. En dinge reguit gemaak is vir hom. So daar's hindernisse tot reformatie. En ek wil dit bietjie met u hanteer. Ek is eintlik al besig om 4 weke dit te doen, nog nooit ergens gekom nie, maar in 'n geval, ek wil dit graag met u hanteer en vir u dit wys. Nou, ons het Hebreërs 9 gelees, en jy kan dit weer gaan swat as jy wil. Ek wil vandag kyk na Hebreërs 7 ook. Ons het gekyk na die woorde, make ready, prepared, berei die weg van die Here, en so aan. Nou goed, kom ons kyk na slide 78 asseblief. Hebreërs 9 vers 7 sê, maar in die tweede, die hoëpriester alleen, dis die afdelings van die tabernakel, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Met ander woorde, solank die eerste tabernakel, en hierdie reformatie, die plek in die woord waar die
in die Bybel waar die woord reformatie gebruik word, het te doen met Jesus se koms, die verandering van wet na genade ensovoorts. Nou sê hy, as die ou tabernakel nog in stand gehou was, sou die nuwe, die weg na die heiligdom nie geopen gewees het nie. Ons sou vandag nog beeste en bokkies goed geslag het en bloed gebring het en vir 'n jaar is ons vrygespreek en dan oor 'n jaar moet ons dit herhaal. Want die bloed van stiere en bokke kan nie die sondes van die wêreld wegneem nie. So ons sou nog steeds daar gewees het, wat toe kom Jesus en hy bring, of God bring 'n verandering, 'n reformatie, en hy sê die oue is verby. Die oue is verby, die nuwe moet kom. En dan sê hy in een van hierdie verse, hy sê, dit wat oud geword het, is naby die verdwyning. En nou, ongelukkig het ons nog altyd die stryd tussen die oue en die nuwe. En jy sal dit oral kry, maar die plek waar jy dit die sterkste sal kry is in jou eie mind, in jou eie gedagte. As jy nie jou gedagte vernuwe nie, if you do not renew your mind, sal jy altyd terugbounce op die oue. Ek sal nou vir u wys hoekom hy dit sê. Okay, die Amplified sê van hierdie vers, hy sê, as long as the former of the outer portion of the tabernacle remains a recognized institution and is still standing. As long as the old tabernacle remains a recognized institution and is still standing. Met ander woorde, ek en jy moet al die fasette van die oue afbreek. En die een groot waarheid, en dit moet ons in ons lewens segmenteer, die groot waarheid is, ons is klaar met werke om saligheid te verdien. Jesus het dit vir my en jou gedoen. Kan ek 'n amen daar kry? Dis 'n fenominale punt. Dis waaroor die Christelike geloof gaan. Jesus het dit vir my en jou gedoen. Al wat ons moet doen is, ons moet glo. Ons moet glo dat hy dit gedoen het, en dan word dit vir ons tot geregtigheid gereken. En nou kom die confusion in. Die Bybel is vol, die Nuwe Testament is vol van maak so, doen dit, leef so. Wat vir die oningeligte kan lyk asof daar nog steeds baie wettiese goed aangaan. Met ander woorde, hy sê Christus het dit vir ons gedoen, ons hoef niks meer te doen nie. Maar nou kom die Bybel en hy sê, nou is ek en jy geskape tot goeie werke. Die geloof sonder die werke is dood, en mense verwar die goed, want dit word nie vir hulle verduidelik nie. Okay, daar's werke van geloof, en goeie werke wat ons moet doen, die manier hoe ons lewe. Jy kan nie sê, Jesus het dit vir my gedoen, nou is ek gered, en nou lewe jy soos jy wil, en jy maak soos jy wil nie. Nou bring God jou in 'n familie. Die Bybel sê, He sets the solitude in families. Die wat alleen is, sit in families. Hy sit hulle in sy familie, en hy het 'n leefwyse, hy het 'n manier hoe hierdie familie moet lewe. Amen. Maar ons kan nie meer saligheid verdien deur bloed te bring nie. Daar was bloed gestort, klaar, eens en vir altyd is verby. Ons kan nie meer saligheid kry deur hoe goed ons is nie. Alhoewel ons goeie werke moet leef, kan ons nie saligheid verkry en geregtigheid verkry deur wat ek en jy probeer doen nie. Jesus het dit klaar vir my en jou gedoen. Halleluja, dis die kern van die evangelie boodskap. Nou goed, Hebreërs 9 vers 8, slide 81, Baris net daarna. Die woord standing, nou as jy een Griekse woord kan leer hierdie woord stasis. Sê gou stasis. Stasis, hierdie is 'n fenominale woord. Stasis, net nie altyd 'n goeie betekenis nie. Stasis, né? Met ander woorde, hy sê Hebreërs 9 vers 8, as long as the old is still standing. Standing, die woord standing is die Griekse woord stasis. Asseblief onthou dit, stasis, want as jy die woord onthou, gaan dit by jou na vandag 'n prentjie oopmaak. Kom ons kyk wat beteken hierdie woord.
'n standing, 'n station of 'n state. En nou, kyk hierso. Hy word gebruik, en ek gaan jou wys. In die Nuwe Testament vir al Handelinge gebruik hy die volgende woorde en hy vertaal stasis. Die Grieks gebruik stasis, dan vertaal hy dit met sedition. Nou die Afrikaans gee vir die woord opreiend 'n byvoeglike naamwoord. Hy het nie 'n selfstandige naamwoord daarvoor, ek weet nie hoekom nie, maar hy praat van sedition, wat opreiend beteken, dissension, wat oneenigheid beteken, insurrection, wat opstand beteken, uproar, wat 'n bohaai beteken, en die woord strife. Nou, kyk hierdie verduideliking in die kommentaar. Ek lê net gou fondasies, dat u kan weet as ons praat van stasis. In Hebrews 9:8, dis nou die skrif wat sê, as long as the old is still standing. In Hebrews 9:8, the term denotes the continued existence of the old scheme. In Hebrews 9:8, the term denotes the continued existence of the old scheme. Nou, wie sorg vir die continued existence? Wie is verantwoordelik? Doen God dit? Nee, God beweeg aan. God beweeg aan. Hy sê, ek gaan 'n nuwe ding doen. Maar ons hou die skien, ek sal nou vir u verduidelik wat dit is. Ons hou dit daar, deurdat ons nie ons gedagte vernuwe en daarmee klaar kry nie. Hou ons, nou kry jy ouens, wat, nou 'n ou wat in 'n ou opset sit, en ou woord hoor en so, en hy het nie 'n worry nie. Hy sal nie 'n vliegskade doen nie. Julle verstaan wat ek bedoel. Maar nou kry jy ouens wat met God aan wil beweeg, en hulle ervaar die nuwe in die sin van die woord ensovoorts, maar hulle agtergrond, hulle mind bly oud. Hulle vernuwe nie hulle mind na wat die woord werklik nou sê nie. Nou kyk gou mooi, Jesus verander nie en die woord verander nie, maar the administration of God changes. So daar's goed in 'n nuwe seisoen wat jy in 'n ou seisoen nie gesien het nie, wat God nou belig in sy woord, wat God nou na vore bring. There's a different way of doing in every season. Julle hoor wat ek wil sê. Dis baie belangrik, dis nie God wat verander nie, dis nie sy woord nie, maar God se administration met sy woord en sy kerk verander, soos wat hy aanbeweeg en ons 'n nuwe seisoene kom. So, hy sê, it denotes the continued existence of the old scheme. Nou kom ek verduidelik vir die scheme. Hy sê hierso, hy sê scheme primarily refers to the background building or structure in ancient Greek theater, often acting as a dressing room for backdrop performances. Is skitterend hierdie. Originating from the Greek for tent or hut, it is the root of the modern word scenery. Scenery, met ander woorde, soos die dekor op 'n verhoog. né? Gebeur goed, in jou mind het jy 'n agtergrond. Jy het 'n scenery in jou agtergrond en hier voor op die verhoog kan wat ook al gebeur, jy lees dit teen die agtergrond in jou mind. Kom ek vat vir jou 'n voorbeeld. God kan 'n nuwe ding begin doen, maar as ons in die oue is, dan judge ons hom teen wat gebeur het in die oue. Né? Ons sê nee, dit kan nie so werk nie, of dit was nie so, of die oomblik wat ons byvoorbeeld praat, luister bietjie hierso, die oomblik wat ons praat van wonderwerke en goed, dan onmiddellik dan judge die ouens dit teenoor hoe dit was. Nee, maar so moet dit werk. Dit moet so wees. God het daai tyd dit en dit gedoen. God het daai ouens, dis 'n nuwe dag. Jesus kom en hy stel hierdie geveg, né? Gaan nou vir die geveg wys. Jesus kom en hy verduidelik hierdie ding aan die hand van 'n ou wynsak en 'n nuwe wynsak. En ou wyn en nuwe wyn. En hy sê jy kan nie nuwe wyn in die ou wynsak gooi nie, want die ou wynsak gaan skeur. Hy kan dit nie hanteer nie en jy gaan die wynsak verloor en jy verloor die wyn. So mense het in hulle mind 'n backdrop.
En alles wat hier gebeur in hulle mind teen die skien, teen die agtergrond van dit wat hulle nog aan vashou. Kom ek gee vir die baie mooi voorbeeld. Ons het in hierdie seisoen geleer en God het vir ons meer dinge oopgemaak oor die eindtye en ons eindtydverwagting en die goed wat ek nou genoem het en so aan. En dan loop jy in die huis en dan ewe skielik kry jy nie jou partner of iemand in die huis nie en jy roep en jy soek en hulle was nou daar. Dan dink jy, o, flip, het ek die wegraping gemis. Hallo? Weet jy hoekom? Jou backdrop is nog steeds wegraping. Jou dekor is nog steeds wegraping. Jy het nie gedeel met daai ding nie. Nou sal jy altyd, jou finale judgment sal altyd jou dekor wees. Die skien agter, as jy hom nie vernuwe nie. Dis soos 'n vel wat jy moet aftrek, dis soos 'n wynsak wat jy moet nuut maak. Another sense is taking a stand, especially rebelling. Kyk gou hierso, along these lines, it denotes civil strife, dissension, political unrest, inner strife in the soul, disagreement between groups or domestic strife. Met ander woorde, hierdie ding wat staan, hierdie woord stasis, sê gou weer stasis, beteken hy sal staan ten alle koste. Hy sal homself verdedig, al moet hy doodmaak om te survive, hy sal dit doen. Hy's merciless, hy's ruthless, as die oue wil staan, dan is sy motto en sy favorite koortjie, I shall not be moved. Hy sal staan ten koste van alles en jy sal hom nie verwyder kry tensy jy radikaal met hom deel nie. Dis soos 'n komputer. Jy moet die een ding uithaal en vervang met die ander ding. Is dit reg so? So moet jy daai files, die files in jou mind, moet jy letterlik hernuwe, oorskryf met die woord van die Here. En daar's baie goed wat 'n ou nou kan noem, wat ons nog by sal kom. It can denote what is set up, soos a boundary, stone, a statute or a treaty. It also occurs for the standing still, en ja, okay, daar's nog 'n paar goed. Nou kom ons kyk na die woord insurrection, dis een van die woorde wat hy hom mee vertaal. Ek gaan nou vir die skrifte gee. An insurrection is a violent, organized uprising. Dink nou dis wat in jou mind gebeur, hoor, lees dit in daai lig. An insurrection is a violent, organized uprising by a group of people aiming to overthrow or take control of their government and defy its authority. It's crazy, huh? It is a formal term of an armed rebellion or uprising. Synonyms include rebellion, uprising, revolt, mutiny and insurgency. Nou, mense sê dadelik, kinders van die Here sê, ek leef nie so nie. Ek leef nie in rebellion, opstaan in dit wat jy sien van die politici en so nie. Weet jy wat? Elke keer wat jy jou eie kop volg, bo God se raad, doen jy presies dit. Doen jy presies dit. Dis hoekom as die oud nog stand, as jy nog gewoond is om dit jou way te doen, dan kan die nuwe in jou lewe nie kom nie. Dis hoekom baie kinders van die Here, ek sê weer 'n kind van God in 'n ou opset is fine, hy's happy. Baie kinders van God wat saam met God wil aanbeweeg is ongelukkig, want hy het gedurig, kom ons noem dit nou maar die siel teen die gees, né? Of siel en liggaam, vlees teen die gees, daai fight, hy het gedurig hierdie tweespalt hier binne in hom, want die vlees wil nie die gees behaag nie. En hy kan ook nie, gaan lees maar Romeine 7 en 8. Jy het gedurig hierdie stryd as jy saam met God wil beweeg, want hy sê, die wat deur die Gees gelei word, hulle is kinders van God. So die ultimate is, jy moet deur die Gees van God gelei word, maar as jy nog jou eie kop en wy volg, dan staan die oue en hy's besig om in jou 'n oorlog te voer.
en jy's ongelukkig en jy sê, pastoor, ek verstaan nie hierdie woord nie, pastoor, ek dink ek moet 'n ander gemeente gaan soek, pastoor, ek weet nie hierdie woord werk nie, en al daai goed. Moenie nou bely nie, maar ek het al hierdie goed gehoor. Sien nou confession time nie. Sedition is die ander een. Sedition is the criminal act of inciting revolt, insurrection or resistance against established government authority. Ons het mos sulke ouens in ons politiek, né? Ek het 1 jaar gekry. Julle ken hulle nie, julle het huilous, julle weet nie wat aangaan nie. Maar ek lees dit in 'n geestelike sin. Sedition is the criminal act of inciting revolt, insurrection or resistance against established government authority. Nou, die goed is in die politiek en jy voel soms jy wil net, maar my broeder en suster, ons doen dieselfde goed. Dis die probleem, dis hoekom ons anders moes wees wat Florida vanmôre gesê het. Dis hoekom daar iets anders uit ons uit moet straal. Ons moet wys wat dit is om 'n submit te wees aan die Here Jesus Christus. En ons minds renewed te hê. In Mark 15 verse 7, the meaning is insurrection. Dis waar Barabbas, jy weet, onthou julle Jesus met die kruisiging, toe sê hulle, Markus 15 vers 7, en daar was 'n sekere Barabbas wat met mede-oproermakers in die gevangenis was. Net so 2 slides aan asseblief, Maries. En hulle het in die opstand, Engels sê daar insurrection of fight, 'n moord begin. Gou die volgende vers, 7. Daar sê, en hulle het in die opstand 'n moord begin. Dis dieselfde woord as long as the old is still standing. Sê gou stasis. Stasis. Acts 19:40 refers to a commotion which threatens political security. Handelinge 19, die stadsklerk en Diana, die god van die Efesiërs, godin van die Efesiërs, julle onthou hierdie hele ding, toe sê die stadsklerk vers 40, want ons loop gevaar om oor die oproer van vandag aangeklaag te word. Aangesien daar geen grond is waarop ons sal rekenskap gee van hierdie oploop nie. Nou gaan kyk bietjie wat daar gebeur het, toe Paulus hulle hierdie godin en hierdie bose geeste goed challenge, toe was daai ouens, daar was 'n smid gewees in Efese, wat was sy naam? En hy het tempeltjies van hierdie godin gemaak en het verkoop in so aan. Demetrius dink ek. Hy het hierdie tempeltjies gemaak en so aan. En toe kom Paulus en hy ontneem hierdie ding sy mag. En hulle sien hulle gaan hulle besigheid verloor. Daar was so oproer dat hulle bereid was om Paulus hulle om die lewe te bring. Jy weet, ons sê vandag, kyk hoe die wêreld geraak en al die goed en so aan. Maar weet jy, geestelik werk hierdie ding presies dieselfde. Hierdie ding sal kiel, hy sal doodmaak om homself in stand te hou. Ouens, die oue in my en jou sal oorlog maak om in stand gehou te word. Hy wil nie hê jy moet aanbeweeg met God nie. Hy wil nie hê jy moet vry wees nie. Hy wil nie hê jy moet die dinge hê wat Christus vir my en jou gekoop het nie. So daar's die woord oproer, né, en 'n oploop. Dit was 'n vreeslike ding geweest. Daar was chaos in daai stad. Daar was chaos daar geweest. This thing stops at nothing. Okay, die woord oploop is a twisting up together. Kyk bietjie hierso. A binding together. A secret combination. A coalition en 'n conspiracy. Wie van julle glo in conspiracy theories? Ek ken ouens, jy kan vir hulle sê die maan skyn mooi vandag, dan sal hulle jou net so lank conspiracy gee hoekom die maan so mooi skyn vandag. Is eintlik siek. Dit is nie lekker om saam met sulke ouens te kuier nie. Want alles is 'n conspiracy, alles is daar iets agter en jy weet en alles, hulle maak net die lewe onsmaaklik. Maar die Bybel sê hierdie ding van die oue is 'n binding together van gedagtes, idees. Het jy al gesien hoe kan jou vlees en jou siel saam knife teen jou gees?
Julle het al gesien? Wow, heerlikheid. Lewe julle of lewe julle nie? Conspiracy theory. Jy het 'n conspiracy theory in jou siel en in jou mind, wat die oue probeer aan die gang hou. Okay, kom ons probeer gou maak. Handelinge 15. Sekere persone wat van Judea afgekom het, die broeders geleer, julle moet besny word. Vers 2, toe daar nou geen klein stryd. Die Engelse woord is argument, is dieselfde woord stasis. Dis nou tipe van 'n werkersraad van die nuwe kerk. En nou kom daar nog van die oues, wat die ou ding probeer standhou van besnydenis. Hulle verstaan nie die werk van Jesus Christus nie, hulle verstaan nie die prediking van Paulus nie. En hulle sê nee, jy moet in Christus glo, maar jy moet nog steeds hierdie ding doen. En daar het een groot stryd ontstaan. En hierdie manne, hierdie leiers van die kerk, hulle het lekker beklei. En jy gaan lees maar daar Handelinge 15. Handelinge 23. Omdat Paulus geweet het dat die een deel, dis nou die Joodse raad of wat ook al, een deel bestaan uit Sadduseërs, die ander een uit Fariseërs. En hy's natuurlik nie hoe nie, en hy gebruik die kans, en hy sê, oor die hoop, en ek is 'n Fariseër, seun van 'n Fariseër, oor die hoop en opstanding van die dode staan ek voor die gereg. Broers, dis waarvoor ek hier is. En wat gebruik Paulus? Hy gebruik die oue teen die nuwe. Net soos wat jou mind sal doen om behoue te bly. En Paulus het behoue gebly. Hulle sou hom doodgemaak het. Maar toe Paulus hierdie ding gooi, toe hy hierdie wat hulle ou nou sê, hierdie hoender in die, wat se ding in die hoenderhok gooi, net so, toe sit nag. Toe hulle heavy verdeel. Vers 7, en toe hy dit sê, het daar twis, die ander Bybel sê dissension, dispute, argument, het daar twis ontstaan tussen die Fariseërs en die Sadduseërs, en die menigte het verdeeld geraak. Luister, dis die prentjies, it's happening in our minds all the time. All the time. Moenie dink hierdie is ou tydse stories en fabels nie. Handelinge 24. 5 dae daarna het Ananias en al die ouens, en toe hy opgeroep is, begin Tertullus om beskuldig, dat 'n groot vrede u hoogedele vir ons te beurt geval het, nasie tot stand, maar om u nie te lank te hou nie, ek wil julle ook nie te lank hou nie, versoek ek u om ons die vriendelik, kortliks aan te hoor, check hierso, want ons het gevind dat hierdie man 'n pes is, en 'n verwekker van oproer, daar sy weer, 'n verwekker van oproer, dis daai ding in jou mind, oproer onder al die Jode en die sekte van die Nasareërs. Die woorde wat jy die meeste kry is die volgende: contention, strife, quarreling, discord en dispute. En dan word dit ook vertaal met die woord revolt. Nou kom ons kyk gou Spreuke 17 vers 14. Ons kan nou klaarmaak. Spreuke 17 vers 14. Hier's nou sy equivalent in die Ou Testament. Luister mooi. Hierdie klink so kenmerkend aan, baie keer aan 'n verhouding in 'n huis. Die begin van 'n oneenigheid. Sê gou begin. Sê gou stasis. Is soos water wat jy laat deurbreek. Daarom laat die twis vaar voordat dit losbreek. Okay, iemand sê eina en iemand sê amen. Die begin van 'n oneenigheid is soos water wat jy laat deurbreek. Jy het die keuse. Ek en jy het die keuse. Laat die twis vaar voordat dit losbreek. Ons het nou met hierdie reën en vloede en so aan, het ons baie van die goed gesien. Kom ons lees die ander vertaling. Starting a quarrel is like opening a floodgate. So stop before a dispute breaks out. Daar's die woord. Stasis. Of sy Ou Testament ekwivalent daarvan. Stop before a dispute breaks out. Nou weet jy wat, baie keer sal jou mind vir jou sê, luister, die enigste manier hoe jy gaan vrede hê, is om nie hierdie pad te gaan nie. Want ek gaan dit vir jou nag maak as jy hierdie pad stap. En weet jy, daar's vandag baie verhoudinge, baie huise, baie goed, wat
wat heeltemal van die pad af is as gevolg van vrede. Geen wonder hierdie ding kom in die skrif voor nie, waar Paulus sê, ek het vir die laasweek gesê, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle. Want almal sê vrede, vrede, dis mos nou 'n fantastiese ding om in vrede met mekaar te lewe, dis so rein, dis so wonderlik, maar weet jy wat, dis nie die vrede wat van hom afkom nie, hy is die vredevors, maar hulle wil niks met hom te doen hê nie, maar hulle wil hulle eie vrede organise. En nou kom jou mind met dieselfde ding, ek sal vir jou vrede organise as jy my in rus los. En dan moet jy vir hom sê, I am going to renew my mind. Want ek stap met God en ek kan nie terugdraai nie. Hierdie ding het my gebyt. Ek kan nie terugdraai nie, ek kan nie anders nie. Want hy sal vir jou vrede kom aanbied, soos wat die duiwel met Jesus kom doen het. In die versoeking sal hy dit vir jou aanbied, hy sal vir jou vrede. Daar's baie, ek sê weer, daar's baie huisgesinne vandag, waar die man bly maar stil, hy soos 'n ouetjie wat piep daar in die badkamer, net ter wille van vrede. Net Susan. Ek, daai Robertson lag, waar kry jy daai lag? Is dit Robertson of Mamasbury of waar? Is 'n blessing. Julle verstaan wat ek bedoel, ter wille van vrede. Ter wille van vrede. Ter wille van vrede vernietig jy jou kinders. Ter wille van vrede laat jy alles haywire gaan. En luister mooi, miskien ek sommer nou 'n les hier inkry. 'n Man wil graag vrede in sy huis hê. 'n Man is die leier deur God geplaas om vrede in sy huis te bewerkstellig. Jy wil nie heeldag oor die draad hang met die bure en jy verstaan wat ek bedoel. Jy wil vrede hê rondom jou. So susters, maak dit vir jou man moontlik om in vrede te leef. Okay, dis verniet. The start of fighting is like the letting out of water. So give up before it comes to blows. Before it comes to blows. Onthou julle reël nommer 3 van die resies? Moenie beklei nie. The Amplified say, the beginning of strife is as when water first trickles from a crack in a dam. Therefore stop contention before it becomes worse and quarreling breaks out. Rightful rule gives power to words, but sedition and strife precede poverty. As jy nie met die oue deel nie, dan sal jou geestelike lewe die pad van poverty loop. Jy sal geestelik arm word, want jy sien, jy sit in 'n sisteem, in 'n seisoen, in 'n wat ook al, waar ons almal met God wil aanbeweeg. Jy kan nie in hierdie seisoen, hierdie is 'n seisoen waar dit is soos water wat vloei, jy kan nie water opdam in hierdie seisoen nie. Jy kan nie ou goed huisves nie. Ons moet ons minds vernuwe. Hierdie woord, die woord stasis kom van 'n woord af wat die volgende betekenis het. Die volgende betekenis. To stand, to set of to establish. Kyk hoe groei hy. To stand, to set of to establish. Jy establish hom. Jy maak hom vas. Jy gee hom sy gesag. To cause or make to stand. Nou, hoekom ek hierdie goed hanteer? Ek gaan nou hier klaarmaak. Ouens, asseblief, ek wil volgende week wil ek kom by hoe toppel jy hierdie goed? Hoe ding is julle op? Hoe kry julle uit hulle stand uit en so aan? To stand, to set, to establish. To cause or make to stand. Jy make hom stand. To place, jy place hom, jy put set. Dis so tipies van ou mindsets. Weet jy? En dinge wat soos die Bybel sê, stryd voer teen die siel. To make firm, to fix and establish. To cause a person or a thing to keep its place. To cause something to keep its place. To stand, to be kept intact. To escape in safety. Dis wat hy thought wil doen. Hy wil nie gekonfronteer word nie. Hy wil escape in safety en hy sal die scenery manage.
né? Solank hy by jou kan verbykom. To establish a thing of to cause it to stand, to uphold or sustain the authority or force of anything. Dis 'n force hierdie, en jy uphold en jy sustain hom. To stop, to stand still, to stand immovable and to stand firm. Alles stasis, né? En hierdie woord waarvan hy afgelei is. En dan praat hy ook van the foundation of a building. Dis wat hy soek. Ons probeer God se gebou bou, ons probeer die fondasies lê, maar daar's ander fondasies wat in hulle plek gelê wil wees. Want as hy daar kan inkom, kan hy die gebou dra. Hallo? En ek kan met jou maak wat hy wil. Continue safe and sound, stand unharmed, to stand ready or prepared. To be of a steadfast mind. En dis in 'n negatiewe sin baie keer hierso. Hy praat van dit in a sense of quality, one who does not waver and one who does not hesitate. Okay, so vir volgende week kom ons lees Hebreërs 7. Kom ons lees Hebreërs 7, want ek wil by jou uitkom by die oplossing. By die oplossing, wat moet ek nou maak? Nou dat ek weet, daar's 'n stryd in my aan die gang, nou dat ek weet, ek moet die een ding klaar mee maak, ek moet die nuwe wyn kry, en in 'n nuwe wynsak gooi, so die nuwe wynsak is jy en ek, en ons moet hierdie wynsak vernuwe, so dit gaan van my en jou kos, dat ons sekere stappe neem en sekere dinge doen. En ek gaan vir u wys, wat het God daar gesit, sodat ons dit kan doen. Wat is die masterplan van die Here? En ongelukkig het ons so baie teekanting teen die manier wat God vir ons gegee het om dit te doen. Okay, ons gaan volgende week daar praat. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u woord. En dankie dat u met ons praat deur u woord, Here. Dankie dat ons na hierdie voorbeelde kan kyk en kan besef, maar hierdie dinge is nie net daar buite op straat nie, hierdie dinge is in ons lewens ook. Gee vir ons die resilience, die vaste voorneme, om ons minds, ons gedagtes te vernuwe. Here, u stel dit self so, dat dag na dag word ons na die innerlike mens vernuwe. Dis iets wat ons elke dag nodig het. En Here, ons wil vir u vra, dat u ons sal help en sal bewaar, dat ons nooit sal stagneer nie, want u is altyd vars, en u is altyd nuut, en u doen nuwe dinge, en ons wil saam met u beweeg. Ons dankie in Jesus naam. Amen.